Goeiedag julle, dit is my voorreg om vandag met Pastoor André de Tooy, 'n jarelange mentor, geestelike vader. Ons was saam in die bediening, ek weet nie, donkie jare terug, daar in Brakpan gemeente. Nou, jy het nou nooit altyd gepraat oor, jy kom van Brakpan nie, maar Brakpan is nie so 'n slegte plek nie, daar is wonderlike mense daar. Maar André, dis lekker met jou te praat, baie welkom. Dankie Jan. Ja, ek dink terug aan die eerste keer toe ek jou ontmoet het. Dit was nog in Kreersdorp Oos gewees. Toe was jy nog 'n student. Jy weet, dit was nou voor die groot vloed, jy weet, voor die sonvloed. Ja, dit was 1990 om presies te wees. Ja, 1990, ja. 34 jaar terug, jy weet, en André, dis my voorreg om hierdie jaar, ek meen, jy is heel wat jaar langer as ek sal behoor, maar ek vier nou hier in die eerste week in Junie, die 6de Junie, vier ek my 40 jaar geestelike geboorte in die Here. Ja, ek het in 1967 het ek my hart aan die Here gegee. Ja, dit is 'n baie aardige ding. Ek het nou mos maar groot geword in die AGS en my lewe lank eintlik nie regtig die wêreld gedien nie, maar want my ouers was baie streng en baie godsdienstig en kerkmense. En dis nie noodwendig sleg nie. Nee, glad nie. Met ander woorde, en toe het ek nou op die plek gekom omdat 'n mens nou maar in die kerk is. Jy kom deur die sonnaarskool, deur die junior Bybelklas, deur die senior Bybelklas en uiteindelik vra jou jeugleier vir jou, André, dink jy nie dit is tyd dat jy gedoop moet word nie? Want jy het mos al jou hart aan die Here gegee. Ja, Fanny, ek lewe 'n goeie lewe, ek het nie moeilikheid nie. So ek is toe op die 1 Desember 1963 is ek gedoop. Ja. Maar nou is ek universiteit toe en gaan swat en so 3 jaar, 4 jaar toe onthou ek 'n preek wat Pastoor Gillingham gepreek het. Wat sê, jy moet tog nooit 'n draai by die Filistyne maak. Weet, en dit is wat eintlik maar my studente daar soort van met my gebeur het. Ja. En toe ek nou begin skool hou, toe kom ek nou weer terug na my roots toe. En toe besef ek maar die lewe wat ek nou leef, kan nie. En toe het ek werklik, dit is 'n hele uurlange getuienis op sy eie, hoe dat ek toe die Here aangeneem het. Klaar gedoop, klaar gekerk, maar nie gered nie, jy weet. En toe het ek op 'n Sondag aand uitgekniel en my hart aan die Here gegee. En so 18 maande later het ek begin ervaar dat die Here roep my om iets meer as 'n onderwyser te wees, maar om in die voltydse bediening in te gaan, nee. Dan André, jy was nou vir hoeveel jaar in die voltydse bediening? 48 jaar. Ja. En ek is nou 4 jaar wat ek nou regtig gepensioneer het, jy weet. Afgetree het in 'n sekere sin. En weet jy, ek sê dit vir baie mense, dat die afgelope 5 jaar, wat ek nou hier in Dannabaai bly, hier waar ek nou sit, kyk ek uit oor die wye oseaan, die blinders is opgetrek, en ek het so 180 grade kyk oor die see, jy weet. Het ek besef dat 'n mens wil vir die Here werk, maar die afgelope 5 jaar kom ek vir die eerste keer agter, in 48 jaar, lees ek amper nie die Bybel om 'n preek te kry. Maar ek lees die Bybel om self iets vir my in die Here te hê. Nie, want jy weet, ek het baie keer vir jou gesê, jy kan nie met die gemeente praat as die Here nie eers met jou gepraat het nie. So die woord praat met my, maar dit was altyd met die bedoeling om iets vir mense te gaan sê, jy weet. Ja. En nou is ek op die plek waar ek net vir myself en vir Cecilia en vir Dawie
en die klompie werkers, jy weet, Ja. daar's Mosambiekers, daar's kleerlingseuns, daar's Ja. 'n paar Xhosa seuns, en daar's ook 2 wit seuns. Nee, en André, hulle is my dan, gemeente. ja, en dan bedien jy nog steeds, en ek dink dis hoekom ons vandag hierdie gesprek het, soos wat die Here op jou hart het jy my hier geskakel uit die bloute en gesê, "Jog Jan, ek volg jou preke die laaste tyd, nou veral oor die hemel." En jy het gedroom, sê jy, en ons gaan nou oor dit praat, oor ek en jy het hierdie besondere gesprek. So ek wil vandag se gesprek nou inlei. Jy weet, ek dink ons as pastore is baie keer geneig om ons nou altyd te preek oor, en dit's reg ook, nee, dat ons preek om mense in die hemel te kry. En dan baie keer in die ou dae het ons nog van die manne so 'n bietjie van die hel ook vertel, want dit is motivering gebruik om die man in die hemel te kry. Maar ons het baie min oor die hemel gepraat. En weet, ek het nou begin om hierdie reeks te doen oor die hemel is 'n werklikheid. Vir jou, André, ons was nog saam kollegas in Brakpan. Ek was jou medeleraar, jou jeugleraar. Toe jou eie dogter, Michelle, op absolute die kruin van haar lewe. Sy het nou net matriek geskryf. Jy weet, sy is gereed om haar loopbaan en haar jong mens lewe te leef. Dis die 31ste, dis die laaste dag van die jaar. En ek onthou, ek was nog in daai erediens daai aand gewees met wat jy gepreek het, en toe is Michelle al klaar weg. Ek wil vandag 'n bietjie daaroor praat, André. Hoe het jy geskuif van 'n prediker wat oor goed praat, nou hier is dit nou, en dit is in jou eie huis, jy met jou eie geloof behou, jy en Cecilia, om te weet oor, is die hemel 'n werklikheid? Ons dogter, vir wie ons lief was, vir wie ons lewe gegee het, en sy's 'n prachtkind, jy weet, sy sê, ons gaan 'n foto van haar opsit nou, jy weet, sy was net so absolute model, pragtige, beeldskone jong dogter, en dan skielik is sy weggevat. Praat met my daaroor. Jan, ja, kom ek begin. Ek was in 1995, was ek nou al seker 30 jaar in die bediening, 20 jaar, 25 jaar in die bediening. En nadat ek die aand by die oujaarsdag aanddiens gepraat het met die tema, die hemel is 'n werklikheid. En dis vir my, toe jy met jou reeks begin, was dit vir my so koslik dat jy hierdie tema gebruik, weet. Maar terwyl ek op die kansel staan en basies my tema aankondig en die gedeelte gebruik waar Lazarus in die Rykman se poort lê en die engele hom kom haal, het ek min geweet dat my dogter was alreeds daar. Sy het al klaar haar intrek geneem in die hemelse woning, jy weet, sonder dat ek daarvan bewus was. En ek het met oorgawe gepraat oor die hemel waar ek glo sy is, waar die Here Jesus is, waar Lazarus is, waar Abraham is, waar al die gelowiges en ons dierbares, hulle is daar. Ek glo aan daai hemel. Ek hou van die nuansverandering wat jy vat deur in Sondag se preek oor die nuwe dinge, oor die nuwe hemel en die nuwe aarde. Maar dan dink ek in my ervaring daarby dat daar is nou 'n hemel waar ons eers almal gaan bymekaar kom. Ons kan dalk later 'n bietjie daaroor ook gesels, né? Maar nou gebeur dit so dat die erediens is verby, die middernagdiens. Ons gaan huis toe en ek het 2 van my kosbare vriende, Terence Gregory en Nel Botma, genooi om die aand na die middernagdiens by ons te kom 'n bietjie curry en rys eet. En toe ons nou by die huis kom, toe is Michelle nie daar nie, want sy het met haar ma se kar gery. Toe sy nie daar nie, en ons het toe nou gewonder, hoorie, hoe is dit dat sy dan nou nie
by die huis is nou nie. En seker, dit was 1:10 die oggend, toe lui die telefoon, en Cecilia gaan antwoord die foon, met die idee dat dit haar broer is wat in Frankryk bly wat haar bel, en maar sy vertel agterna dat toe sy nou antwoord, toe is dit 'n baie saaklike oproep, wat vra of hy asseblief met pastoor De Tooy kan praat. Sy roep my toe en ek antwoord toe nou die oproep, en dit was toe kaptein van der Skyf. Hy vra toe vir my, hy sê, pastoor, die Honda Ballad motor, en ek gee die registrasienommer, ek kan dit nou nie meer vandag onthou nie. Hy sê, is dit jou motor? Ek sê ja. Hy sê, en wie dit bestuur? Ek sê, my dogter het dit bestuur. En toe bly hy lank stil. Hy sê, ek is op pad daar na jou huis toe. En Jan, in daai oomblik het ek net een gebed gehad, en dit is dat sy nie meer dood wees. Ja. En ek sal nooit vergeet nie, ek het daar in Friesia Straat se pastorie onder die ou peperboom gestaan toe die blou ligte om die hoek kom, en die kaptein en die kapelaan uitklim, en hulle eerste woorde was ons innige simpatie. Daar was 'n ongeluk so 2 kilometer van ons huis af. En Michelle is op slag dood. Nou, ek kan nie vir enige iemand vertel wat in daai oomblik met 'n mens gebeur nie. Ek kan onthou toe ek nou in die huis inloop en ek dit nou vir my vrou en my vriende moet vertel, het Cecilia net so op die tafel geslaan en gesê, maar dit kan nie wees nie. Ek dink die verdwaasdheid, die onwerklikheid, die amper wil ek sê onaanvaarbaarheid van so 'n tyding, het my eintlik soos yskoue water getref, dalk soos iemand wat in 'n warm vuur val. Ek dink nie, ek kan nou na 30 jaar regtig presies meer die emosie onthou, behalwe net die verdwaasdheid. En soos wat die verdwaasdheid plek gemaak het na 1 uur of 2, moes ek my ouers bel. En ek sê toe vir my ma, want my pa was nou toe ook al 'n bietjie hardhoorend, amper soos wat ek nou is. Ek sê, Michelle, ek moet nou vir maar sê, Michelletjie het verongeluk. En toe vra my ma dieselfde vraag, toe sê sy, is sy dood? Ja. Want verongeluk beteken mos maar dood, jy weet. Ja. En in daai oomblik, toe is dit asof ek terugkom na die plek toe, wat ek vir haar kon sê, dat, mamma, die mens wik, maar God beskik. En vir ons wat in hom glo, sal, hoe ongeloofbaar dit mag klink, alles ten goeie meewerk. Ja. En Jan, na 30 jaar, en ek wyk nou so 'n bietjie af van dit waarna ons nou kyk, ek kyk vreeslik graag, ek het dit seker al 10 keer gekyk, die Pretty Woman van Julia Roberts, Forever Young. En ek het aan die onderkant van een van Michelle se foto's geskryf, ou nouetjie, vir my, you will be ever young. En dan begin 'n mens nou die pad stap van om hierdie onwerklikheid moet nou werklikheid word. Ja. Jou kind is dood.
dis nuwejaarsdag, die staatslykshuis is toe. Met ander woorde, sy kan nie uitgeken word nie. Jy kan eers Dinsdagoggend gaan om haar te gaan uitken. En die bevelvoerder van die staatslykshuis bel my op nuwejaarsdag omtrent so by 12:00. En hy stel hom toe self voor en hy vra of dit ek is. Ek sê ja, hy sê hy wil graag hê dat ek iemand wat Michelle baie goed geken het, of jou dogter baie goed geken het, moet stuur vir die uitkenning. Hy sê, want ek dink nie dit sal goed wees as jy haar sien nie. Ek het toe nou nie geantwoord daarop nie, maar my pa het reg agter my gestaan en ek sê toe vir hom, weet, daar's nie 'n kans dat ek iemand anderster gaan Michelle laat uitken nie, want my belofte aan haar, vandat sy 'n klein dogtertjie was, ek sal jou nooit drop nie. En toe het ek en my pa en ou Terence Gregory, my ou groot vriend, hulle het saam met my gegaan. En Jan, toe hulle die lyk in die lykshuis oopmaak, agter die glas, hier lê my pragtige 19 jaar oud dogter. Op daai oomblik het ek nie 'n merkie aan haar gesien. Nie 'n merkie nie. Dat God my bewaar daarvan, dat my kind na hierdie afgryslike ongeluk, die motor was 'n totale wrak. Sy is op slag dood. Die kar het van waar die ander voertuig haar getref het haar kar 60 meter deur die lug getrek. Nou ja, dit sal ek nooit onthou nie, en dan skram mense nie van die werklikheid af weg nie, maar ek wil vir die van u wat dalk luister sê, 'n mens moet nooit probeer wegskrap van hierdie ding dat dood ook 'n werklikheid is. Hulle het toe nou vir my 'n plastiek sak met haar klere en al die goed ingegee. En ek sal nooit hierdie ervaring vergeet, dat toe ons by die huis hierdie klere uithaal, hoe dat dit vol bloed was. En hoe dat mens dit moes was. En ons ou bediendietjie wat vir jare vir ons gewerk het, ou Agnes, sy het gekom en my en Cecilia een kant toe gestoot en gesê, mamma en papa, you can't do it, I'll do it for you. Weet, sulke klein goedjies. En dan, jy, my seun, wat opgedaag het. En ek doen dit sommer nou maar, die ou hondjie wat julle 2% gekry het, na ons toe gebring het as 'n teken van, ja, ons wil net iets in julle hand sit. Weet jy? Ja, ou Mikkie het vir baie jare toe nou deel van ons lewe gevorm. 'n klein bietjie troos gegee. Klein bietjie troos, hy het altyd iets baie spesiaal gebly. Maar nou is die eerste nag is verby, die eerste dag is verby en een van die gemeentelede, Dr. Gert Miller, hy is in ons gemeente gewees, hy het toe na my toe gekom, omdat ek toe nou van oujaarsdag nag af glad nie geslaap het nie, die maandag aand van 1 Januarie, toe sê hy vir my, André, ek wil graag hê dat jy net 'n slaappilletjie moet drink. Nou ek is nie 'n pilmens nie. Kyk, ek dink ek toe ek 'n student was, 1 of 2 maagpille gedrink, omdat my senuwees op hol geraak het voor 'n eksamen. Ek het toe nou so by 7:00 die aand van die 1 Januarie het ek toe nou die slaappil gedrink, en ek kan nie eers onthou dat ek vir enigiemand gesê het nie. Daai slaappilletjie het my in 'n paar sekondes droomland toe gevat. Tot 2:50, toe word ek wakker. Nou, hoe weet ek, dis 2:50, voor my bed het een van daai oudtydse LED oorlosies met sy groen lettertjies gestaan 3:10.
maar die ongelooflikste lig wat in die kamer skyn. Ek kan nie vir jou vertel hoe bright die lig was nie, hoe helder die lig was nie, hoe skerp die lig was nie. Ek weet nie of as 'n mens moet 'n baie skerp lig op kristal skyn, of dit dalk die naaste is wat ek daaraan kon kom. Maar ek word bewus daarvan dat hierdie lig, en oombliklik dink ek dat Jesus is ons die lig van die wêreld. Jy weet, ek dink uit my agtergrond uit, as 'n mens oor lig praat, moet jy oor die Here praat. Jy weet, hy is die lig van die wêreld. En die volgende oomblik toe praat God met my, en hy noem my op my naam. Hy sê, Andrei, my kind, ek wil hê jy moet vanmôre weet, dat toe jy Sondag aand, Oujaarsdag aand, oor die hemel preek, was Michelle reeds by my. En toe word ek wakker, net so by 7:30 die oggend, someroggend, die 2 Januarie, die helder son skyn in die kamer in. En ek onthou oombliklik dat God met my gepraat. Maar gaan die mense nie dink, laat ek net dit vertel, terwyl die Here met my praat, sien ek in die hoek van die kamer, bokant die ingeboude kas, is daar 'n spinnerakkie, wat blink soos kristaldruppeltjies. En toe ek nou die volgende oggend wakker word, was my eerste gedagte dat niemand gaan my glo. Hulle gaan dink dis nou 'n ou wat van smart 'n bietjie van sy trollie afgeraak het, jy weet. Die goed wat gebeur. En ek staan op en ek waar ek lê, kyk ek na toe waar ek die kristalhelder spinnerakkie gesien het en daar's niks nie. Die teleurstelling, weet dit was maar net 'n droom. Maar ek staan tog op uit die bed uit en ek loop na die hoek van die kamer toe, en toe ek by die hoek van die kamer kom en ek opkyk, toe sien ek daar sit die spinnerakkie. Toe weet ek, dit was vir my die bevestiging, dat die helder sonlig kon nie dieselfde lig bring as wat God se teenwoordigheid gebring het nie. En ek dink in daai oomblik het my hele lewe verander. Deurdat ek ervaar het dat die Here self met my kom praat het, om my die versekering te gee dat die kind wat ek in Cecilia groot gemaak het in die vrees van God, dat sy by die Here is. En ek dink Andrei, as ek daar kan inkom, jy weet, ek dink onmiddellik is daar nou 'n paar vrae wat in my kop afspeel, wat ek dink sekerlik mense wat nou luister ook sal vra. Die eerste is, mens lewe anders, dis ek hierdie preekie, oomblik as die hemel vir jou werklikheid word, dan gaan jy jou lewe anders leef. En die vraag dan nou is, hoe leef ek my lewe anders? En daar's mos nou mense wat allerlei hulpmiddels gebruik en traumaberading, en ek meen daar's baie hulp wat vir mense aangebied word wat deur trauma gaan, maar wat ek hoor jy sê, jou grootste troos was dat God was nie afwesig in hierdie tragedie nie. Hy is hier by jou. Dis werklik so. Weet jy, en ek kon van daai oomblik af, soos nooit van tevore in my lewe nie, kon ek die teenwoordigheid van God ervaar in my lewe. En dit was nou vir my, dit voorheen was hemel mos, ek het altyd geglo daar's 'n hemel. Maar jy weet, dit was maar nou, ouma en oupa was nou al daar, en dit was maar 'n onwerklikheid. Totdat die Here vir my self kom sê het, maar dit is 'n werklike plek, want jou kind is hier by my. Ja. En dit was vir my 'n ongelooflike troos. Weet, ek het nooit enige gesigte gehad oor die hemel, of enige iets verder nie, maar ek gaan net nou iets anders vertel wat met my gebeur het, wat dalk net so ongelooflik klink. Maar ek het een ding geweet, dat dit wat in die woord staan, en ek glo mos dat die woord
is die onverganklike ewige waarheid. Hmm. Weet, Ja. dat dit wat daar beskryf word as hemel. En Paulus sê mos, hy sê, jong, dit wat nog nooit eers in jou hart opgekom het nie, dit wat jy nog nooit eers aan gedink het nie, en wat jou oog nog nooit gesien het nie, dis wat ek vir my kinders toeberei. Ja. En weet jy, so 'n bietjie die kunstenaar, woordkunstenaar wat daar in my is, ek kan nou nie sing, en ek kan ook nie 'n gitaar speel of 'n klavier nie, maar ek kan met woorde toe. Ja, jy kan. Weet, Jy kan. as ek, dis die gawe wat God my gegee het. En van die lekkerste oomblikke was in my studeerkamer, as ek die deur toemaak, en ek kon begin fantaseer oor die hemel. Want ons moet kan fantaseer oor die hemel, want ons het nie 'n idee regtig hoe dit gaan lyk. Ja. En ander die ander ding wat ek moes nou in die preek reeks begin uithaal het, en dit het my gefassineer, was mense wat naby dood ervarings gehad het. En ons wil in geen mate, want ons weet, want niemand soek dit nie, niemand behoort dit ook te soek om 'n naby dood ervaring te hê nie. En die meeste mense wat so 'n belewenis gehad het, het dit ook nie gesoek nie. Dit is 'n totale onwillekeurige gebeurtenis. En dan is al 'n groot deel van die kerk wat dit natuurlik ook afskryf, dat dis jy weet, dis nie 'n legitieme manier of jy dit moenie gesoek of geerken word nie. En ek stem saam in 'n mate. Maar wat vir my uitgestaan het, was dat die duiwels het geweet wie Jesus is. Ja, En ja. hulle was baie meer seker oor die realiteit van Jesus as wat die Fariseërs was. En partykeer selfs die boosheid het partykeer 'n onverwagste weet, dis asof ons nou nie ons verwag nie steun vir die evangelie en vir die waarheid uit hierdie oord uit nie, maar dit was vir my 'n onverwagste steun wat vir my net nog meer die waarheid wat ek al reeds geweet het versterk het. Julle het ook, en jy het my vertel, Cecilia het ook so 'n belewenis gehad. Ja, dit het in 2014 gebeur. Nou, ek self, al het ek die wete, en jy kan nou hoor uit my praat uit, dat my beeld van die hemel is skrifgebonde, jy weet. Maar in 2014 het Cecilia baie siek geword. En ek was by die kerkkantoor en sy het my gebel en gesê sy voel nie lekker nie. En ek het toe huis toe gery, en toe ek by die huis kom, toe lê sy in 'n plas bloed voor haar bed, met 'n maagseer wat gebars het. Sy het bloed begin opgooi, maar toe sy nie by haar bewussyn nie. En ek het onmiddellik, al wat ek kon doen is, ek het die ambulans gebel, en hulle was seker in so 4-5 minute was hulle daar, en het haar begin behandel, kunsmatige asemhaling, en al die prosedures wat hulle maar volg. En toe het hy vir my gesê in die ambulansman, hy sê, of die paramedici, dat ons sal haar moet hospitaal toe vat. Ons moet haar baie, baie vinnig by die hospitaal kry in Middelburg. En hulle het haar toe hospitaal toe gevat. By haar aankoms by die hospitaal was sy nog nie by haar bewussyn nie. Maar soos wat hulle haar begin suurstof gee het, want ek dink op daai stadium het die suurstofvlak in haar liggaam tot omtrent 75% gedaal. Wat feitelik ook dood is, jy weet, as iemand se baie min mense oorleef dit, dink ek, as jou suurstofinhoud, ons het dit nou met COVID gesien. En toe was sy vir 10 dae in 'n koma, en toe het sy bygekom. In daai tyd het sy soveel as 13 eenhede bloed gekry, om net, en die eerste keer wat ek haar besoek, by besoektyd, na sy bygekom, toe sê sy vir my, ou basie, jy gaan dit nie glo nie, maar ek was in die hemel. Ek sê ja, nee, vertel bietjie, laat ek hoor.
Sy sê sy was bewus daarvan dat sy val. Grond toe val van die bed se kant af. Sy sê, maar dis al wat sy laaste wêreld kan onthou. En toe het sy net hierdie ongelooflike, en ek weet nie, dit moet 'n werklikheid wees. Ek het dit toe besef, dat hierdie tonnel van lig, want kyk, Cecilia is nie 'n ou wat storieetjies opmaak nie, jy weet, sy is 'n realist wat Ja. skrik vir niks nie. Ja, sy's 'n rasionalis, ja. 'n Rasionalis, jy weet. Sy sê, ek was in hierdie tonnel van lig. Sy sê, en soos wat ek gevorder het in die tonnel, het dit al ligter en ligter en ligter geword. En sy sê, in die volgende oomblik, toe besef ek het van hierdie kant af na die ander kant toe oorgestap. Sy sê, en toe praat Michelle met haar. Duidelik hoorbaar, sê sy, mamma, dis nie nou jou tyd en jou plek nie. Jy's nog nodig by pappa en by Davie, in die gemeente en die mense wat jou liefhet. Jy's by hulle nodig. Sy sê, en dis toe sy wat sy kan onthou na sy wakker geword het. Sy sê dat as sy agterna daaroor dink, besef sy was nie in die hemel nie, maar sy was by die hemel. Dis 'n mooi manier gesê, ja. Sy het tot op daai plek gekom, waar sy nog weer kon terugkom. Ja. En ek moet sê dat ek dink haar ervaring het toe my siening oor naby doodse ervarings bevestig. En waar ek dit my lewe lank eintlik ontken het, dit my op die plek gebring deur te sê, hierdie vrou wat ek op daai stadium mee 42 jaar getroud is, sy sal nie vir my jok oor so iets nie. Sy sal nie vir my 'n storieetjie vertel nie, jy weet. Ek dink ook, André, ek weet, mens kan ons is teoloog, so mens moet dit teologies ook verabsoluteer en verduidelik. En ek dink nie wat ons vandag gesê is dat hierdie is nou 'n praktyk wat 'n kerkpraktyk is, of dat dit iets is wat ons moet soek of najag nie. En in die meeste gevalle wat ek hieroor gelees het, in elke geval nie nagejaag nie, dit gebeur. Maar die Bybel is tog hieroor ook duidelik, dat deur die Bybel deurgaans, en dit bring my nou by jou volgende ervaring, het mense hemelse ontmoetings gehad. Paulus sê dit nou aan sy woorde, dat hy was in die 3de hemel. Ons weet, engele het aan Abraham verskyn meer as 1 keer, aan Gideon verskyn. Ek meen, deur die Bybel is daar boodskappers, en dan die stories van hierdie boodskappers word op 'n aardse manier vertel. Weet, hulle is nie altyd in heerlike lig of so nie. Hulle het klere aan en hulle kom eet saam en het 'n maaltyd saam, en daarna sê Abraham, jong, hy dink hierdie was hemelse besoekers gewees. Jy weet, dit was so half aards. En ek dink dis wat John Eldridge ook probeer regkry, is dat die grenslyn tussen hierdie aarde en die ewige word baie naby gemaak. En die Bybel is dan ook baie duidelik dat wanneer daar oor gelowiges gepraat word dan nie van dood gepraat nie, maar hulle het oorgegaan of hulle het ontslaap. Dis die terme wat gebruik word, want dood per definisie is afwesigheid van God, en dis al reeds te doen met ewige straf, terwyl die regverdige wat die ewige lewe ontvang het, bloot oorbeweeg na die ewige lewe. Ek glo my hele lewe lank dat, en ek dink dit het met my teologie agtergrond te doen, maar ek wil ook sê dat as ek hier praat ek nie as teoloog nie. Ek praat as 'n gewone mens wat hierdie goed ervaar. Met ander woorde, ek het dit ervaar as 'n werklike belewenis. Eintlik wil ek sê, soos wat toe Thomas uiteindelik regtig die Here sien. En hy die wonde aan sy hande en in sy sy, toe sê hy, ja, my Here en my God. Ek is teoloog
in wese met baie opleiding en jarelange ervaring, baie teorie, maar ek dink dit wat ek hier vertel is 'n bietjie praktiese ervaring wat ek beleef het, wat my lewe ryk gemaak het. En as ek nou vir jou sê, Jan, dat dit wat ek nou vandag hier met jou deel, het ek met baie min mense gedeel. Net met my grootste vertrouelinge, reeds omdat ek 'n idee dat baie mense, selfs uit die kerklike omgewing, verdag na jou kyk. En wonder jy sit die ou nie dalk nou met hierdie trauma 'n paar varkies langs die pad verloor, jy weet. Maar ek dink jy wat my ken, sal ook aanvaar dat dit wat ek hier vir jou vertel vandag vir my 'n werklikheid is. Dit het gebeur. Ek wil net inhaak by jou dat ek is vas oortuig daarvan dat as jy in Christus is, as jy die Here aangeneem en hy is jou saligmaker en verlosser, kan jy nooit sterwe. Ja. Hy sê, want as jy in Christus is, dan lewe jy al het jy gesterf. En dan kom ek terug na dit wat ek oor Lazarus en die ryk man sê, en dit is, en ek praat uit die 1933-52 vertaling uit, wat sê dat toe Lazarus sterwe, toe gee God die opdrag gaan haal hom. En ek dink, en ek verklaar dit ook so, dat terwyl hy besig is om sy laaste asem uit te blaas, God weet mos, toe kom die engele in 'n oogwink, is hulle daar. En ek het baie keer die voorbeeld gebruik by mense wat dalk twyfel oor genade, is hoe vinnig werk God, hoe vinnig verander God in 'n oogwink. Nou as jy jou laaste asem uitblaas, en ek het in my lewe by baie sterfbeddens in hospitale gestaan, die laaste asem is nie partymal, die meeste van die tyd nie 'n snak na 'n asem nie. Dis werklik 'n laaste sug eintlik. En as jy jou asem intrek en jy blaas dit uit, hoeveel keer kan jy jou vinger klap voordat die asem uit is? Dan het God klaar gewerk. En hy maak in jou sterwensoom, maak hy die mag van die dood tot nie. Hy trek deur dit wat die Here Jesus gedoen het, in jou sterwensoomblik, die angel van die dood. Daai skorpioensteek, daai bysteek, daai angel van die duiwelse mag van dood. En ek wil nou preek, hoor. Jy mag. Jy doen goed. Weet jy, Jan, en dit was vir my een van die wonderlike goed, om te weet dat Michelle lewe. Maar nou is sy ook dood. Sy is nie meer daar nie, sy is weg, jy weet. En ek dink hier kom ek by 'n ding uit wat ek nou weer as gewone mens praat, want daar's baie hooggeleerde teoloë wat met my verskil hieroor. Maar dit is my ervaring. 3 maande nadat Michelle dood is, nee, eintlik 4 maande, dit was so aan die einde van April, word ek weer in die nag wakker, want ons huis se deurklokkie lui. En weer 'n keer sien ek my horlosie, dis 3 uur in die oggend. En ek wonder nog, wie kan nou hierdie tyd van die oggend aan my deur kom klop? Dit moet seker 'n krisis wees. Nou ek dink nie ek het daaraan gedink om 'n japon aan te trek nie. Ek slaap daar met pyjamas, jy weet. So ek kon daarom voordeur toe loop, en toe ek die deur oopmaak, toe staan Michelle en nog 'n meisie van haar ouderdom voor die deur. Dit was vir my 'n oomblik, ek kan nie vir jou dit in my woorde beskryf nie. Ek onthou net dat ek gesien het die rok wat sy aangehad het. Was 'n maroon rok
wat tot by haar voete hang, met dis 'n koorrok, want kyk, sy was 'n koorsanger, sy het in die Oos-Randse jeugkore en in Monument Hoërskool en Brandwag Hoërskool se kore gesing. Jy het haar geken, sy was uiters talentvol. Ja. En hierdie maroonrok het die grootste rooi knope, bloedrooi knope, wat uitstaan op die maroon. En sy sê, papa, maak jy nie vir my oop? En toe maak die traliehek oop, en my eerste reaksie was om haar te wou omhels. Maar in 'n oomblik sê sy dit wat die Here Jesus sê, moenie aan my raak nie. Moenie aan my vat nie. Sy sê, ek is hier om vir die meisie wat saam met my is, iets te kom wys. En ons het toe ingestap by die eetkamer en hulle het aan die een kant op die kop en end gaan sit en ek aan hierdie kant. En nou, as ek terugdink daaroor, Michelle het beserings opgedoen aan haar gesig tydens die ongeluk. Maar in daai oomblik, aan die einde van April, 4 maande na sy dood is, was daar nie 'n merkie aan haar gesig. Haar hare, waar dit toe sy dood is, net bokant haar skouers gehang het op haar skouers gehang. So duidelik soos wat ek nou hier vir jou dit sê, kon ek sien, toe ek agterna terugdink, dat haar hare het gegroei. Dit het langer geword. En ek wil net oor die ongeluk praat. Ek begin en sy sê, papa, ek wil nie oor die ongeluk praat. Sy sê, ek wil oor iets mooi en lekker praat. Sy sê, waar is my matriek afskeid fotoalbum? Want ek wil hê ons moet daar deurblaai. Nou, omdat sy 'n baie mooi mens was, beeldskoon, was haar matriek afskeidfoto's iets uit 'n ander wêreld uit. En ek staan toe op en ek loop toe nou na die familievertrek toe en daar was 'n groot buffet met 'n glasdeure en ek sluit die glaskas oop en ek haal die album uit en ek bring dit vir haar en sy maak dit oop en sy en die dogter begin deur dit blaai. Daar's nie nou verder meer 'n gesprek nie, want hulle praat nou oor dit wat daar is. En toe word ek wakker. Onmiddellik weer die ding wat met my gebeur het, selfs in die oomblik toe God met my praat. Wat ek wonder, wie gaan my glo? Want dis 'n werklikheid, dis nie 'n droom nie. Maar hoe weet ek dis nie 'n droom nie? En ek staan toe op, ek loop terug eetkamer toe en hier lê die fotoalbum oop op die tafel. Nou loop ek terug kamer toe. Nou vra ek vir Cecilia, ek sê, ou Nooi, waar is Michelle se matriek afskeid fotoalbum? Sy sê, ou Basie, in die glaskas in die familiekamer, hy's toegesluit. Die sleutel lê onder die koffiemaatjie. Sê ek, nee, nou moet jy saam met my kom kyk. Die kas is oopgesluit, hy staan oop. Die boek lê op die tafel en ek vertel haar. En weet jy, weer het ons die ervaring dat nie vir een oomblik twyfel sy in my. Ja. Dat dit wat ek gesien het nie 'n werklikheid was nie. En Jan, in daai oomblik besef ek dat die hemel is 'n plek van onverganklikheid, maar dit is ook 'n plek van heelheid, dat al die wonde, al die merke, het in daai oomblik van ewigdurende vernuwing, wanneer die sterflike met onsterflikheid bekleed word, het weggeval. Ja. Ek weet, ons het baie keer in die ouer dae gepreek en gesê dat die enigste een wat wonde gaan hê in die hemel is die Here. Ja. Jy weet, die Here Jesus met die wonde aan sy hande en die merke van die doringkroon. Maar
die feit dat Michelle kon terugkom uit die hemel uit, waar God gesê het sy is, om vir my te kom wys wie sy is. Dit Ja, was dit is 'n ongelooflike lewensveranderende ervaring. Ja, en ek dink Andrei, ons is amper by ons einde van ons tyd, ons het so 5 minute oor. Maar ek dink dis die finale boodskap hoekom ons vandag hierdie gesprek het. Mens moet nou oppas met al hierdie goed, want mens is mos maar so, as een mens 'n sekere belewenis gehad het, dan wil almal wat nou deur 'n soortgelyke belewenis nou ook hulle geliefdes weer sien, en ons sê glad nie daardeur dat om met dooies te praat is aanvaarbaar nie. Inteendeel, die Bybel verdoem dit. Maar in al hierdie gevalle wat ons hier bespreek het, was die mens nie die initieerder van die gebeurtenis nie. God was die initieerder. Hy het jou goed laat droom, hy het jou goed laat beleef, hy het vir Cecilia goed laat beleef, wat sy uit geen manier uit haar eie uit geïnisieer het. En ek dink dis die onderskeid. En die tweede ding, en dis vir my die mees belangrikste. Ons leef in 'n generasie waar al hoe meer mense glo ons gaan net eenvoudig dood, ons word kompos, ons vergaan. Daar is nie 'n hemel nie, daar is nie 'n hemelse werklikheid nie. Al hoe meer jong mense glo dis maar net hoe dit is. En dis twee dinge wat as gevolg van hierdie ideologie of hierdie geloofsoortuiging vir mense dink ek dit baie moeilik maak, is daar's nie troos nie. Daar's nie troos vir waar ons geliefdes is en hoe ons geliefdes lyk nie, punt 1. En punt 2, daar's nie 'n toekomsvisie nie. Dis asof ek lewe maar net en alles is dan nou maar reg. Daar's nie sonde nie, daar's nie 'n God nie, daar's nie hiernamaals nie. Ek maak soos wat ek wil. Ek is die God van my eie bestaan. En iewers het dit ook 'n slegte einde. So ander as 'n laaste gedagte, nou mag jy maar preek. En as pastor, as pa, as seun van God, as kind, want jy's heel eerste bo al die dinge, is jy heel eerste net 'n kind van God. Wat is jou boodskap vandag vir die wat luister? Dat die ewige lewe is 'n werklikheid. Dit is 'n plek waar die familie van die Here bymekaar kom. Dis waar ons hoe die verhouding gaan wees. Ek weet daar's goed in die Bybel wat oor die verhouding praat, maar dat ek glo met my hele hart dat dit 'n werklike plek is waar ons in die heerlikheid van die Here mekaar gaan sien, mekaar gaan herken. En ek dink my ervaring maak net nog hierdie wete vir my vas. So moenie dink dat u wat hierna luister, dat dood die einde is. Dood is eintlik die begin van 'n ewige lewe. Dis die boodskap wat ek het, dat daar's hoop. Dis nie hopeloos nie, daar moenie moedeloosheid wees nie. En dan wil ek net een dingetjie heel laaste byvoeg. Moet nooit die mooi herinneringe van 'n dierbare wat afgesterf het weggooi nie. Want die mooi herinnering wen altyd die treurigheid van die doodservaring. Dankie Jan, ek is bly ek kon dit met jou deel. Baie dankie Andrei. Dankie dat jy jou hart oopmaak oor iets so intiem en so baie naby in jou hart. Maar ek weet daar's 'n rede hoekom ek op hierdie stadium glo ek hierdie boodskappe preek. Ek weet daar's mense wat hierdeur diep geraak word. Dood, soos jy gesê het, is 'n reuse werklikheid. Ons sien dit. Ons is nooit voorberei. Dis die een ding waarop ons die minste voorberei is, wat ons die meeste van seker is. Nee, dis waar. Maar die boodskap wat ons hier op gaan bring, glo ek gaan ook wees is, hoe maak ek seker ek is gereed? Hierdie groot vraag, hoe en wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Dit sal die opvolg preek wees op hierdie boodskap. Maar ek wil dan ook vir jou wat luister, wil ek vandag vir jou kom bemoedig. Oorweeg hierdie gedagtes, gaan soek die Here
het die Here lief. Dis wat die skrif dan ook sê. Dis die voorwaarde wat hy sê dat as hy sal alles in goeie met meewerk, maar daai goeie meewerk kom omdat jy hom liefhet en dat jy hom aanhou liefhet Ja. ten spyte van wat gebeur het. En ek dink met daai boodskap wil ons jou wegstuur om die Here aan te hou bly dien. Al het ons nie al die antwoorde wat ons soek nie, dat ons die Here sal aanhou dien, al maak alles nie noodwendig sin nie. En dan ook dat ons hom sal aanhou dien, dat selfs wanneer ons geliefdes in 'n krie oomblik van ons al weggeneem word, is God nie daar. Hy is in ons leed, hy's in ons tragedie By ons. en mag hierdie boodskap vandag vir jou hoop gee. In Jesus naam, genade en vrede. Dankie Andrei. Baie dankie Jan.